JMath. Die gemeenskaplike faktor, nou, julle het dit ook baie keer die grootste gemeene faktor genoem, maar dit is die eerste deel van faktorisering wat jy moet kan doen. So kom ons kyk hoe werk dit. So hier so aan die blou blokkie is daar die offisiële stappe wat jy in 'n handboek gaan kry en so aan. Jy is welkom te pause dit neer te skryf en dit te leer. Kom ek maak dit maklik en sê vir jou waarvoor jy moet kyk. Kom ons begin by A. So ek gaan kyk na al die nommers. Is daar 'n nommer wat by al die ander nommers kan indeel? En yes, ek kan sien 4 en 8. 4 kan al indeel. So ek kan dit al gaan neerskryf. Ek maak 'n 4. Nou beweeg ek aan. So nou is daar x'e by elke term. So ek gaan nou kyk na wat is die meeste x'e wat ek kan wegvat, want ek kan nie meer wegvat as wat daar is nie. So die eerste term het net 1 x. So ek mag nie meer as 1 x wegvat nie, maar die ander term het almal ook x'e, so ek kan 1 wegvat. Nou is die groot ding, ek maak 'n hakkie en ek gaan skryf wat bly oor as ek elke term deel met 4x. Nou ek gaan ekstra stappe doen net vir die eerste paar dat julle kan sien, maar jy hoef regtig net die antwoord te skryf. So onthou, as ek sê 4x minus 8x kwadraat gedeel deur 4x, daai kanselleer heeltemal uit en daar bly 'n 1 oor. Die teken bly dieselfde, so ek kan al klaar hier bo in die hakkie gaan sit 1 minus en nou as ek by die volgende term dit deel met 4x, 4 gaan daar in 1 keer, 4 gaan daar in 2 keer. Hierso is 1x hierso, so 1x kanselleer 1x daar en daar bly net 1x oor. So hierso kan ek 'n 2x gaan sit. En daar's hy, dis klaar. So ek het dit nou gefaktoriseer wat beteken ek vat baie terme en in my antwoord sit ek goeters in hakies dat daar net 1 term oor is. En as ek daai 4x gaan inmaal, dan kom ek weer by die oorspronklike vraag uit. Dis die hele punt van faktorisering. So as jy onseker is of jy reg is, maal die voorste getal in en kyk of dit weer lyk soos hoe die som aan die begin was. Dan weet jy of jy reg is of nie. Okay, vraag B. Julle, daar gaan nou baie goeters aan. Maar kom ons kyk, eerstens, ons gaan kyk na die getalle. Okay, ek kyk na my kleinste getal, 'n 3. Kan 3 dalk by alles indeel? En ja, hy kan. So ek gaan 'n 3 daarso sit. Nou beweeg ek oor na die x'e. Okay, so my kleinste x is x kwadraat. Hy kan definitief by almal indeel. So ek kan 'n x kwadraat hier so langs in sit. Dan gaan kyk ek na die eie. Okay, y kwadraat is ook my kleinste ene daarso. Nou maak ek 'n hakie en ek gaan skryf wat bly oor as ek alles deel daarmee. So okay, so kom ons kyk gou hoe lyk dit as ek elkeen deel met dit. Nou by die eerste term, ek deel die hele ding weg. Nou onthou, daar's nie 'n 0 wat oorbly nie. As ek iets deel met homself is die antwoord 1. Dan, as ek die tweede term kyk, ek gaan die teken hou wat daar was. Dan 9 gedeel deur 3 is net 3. Kyk, bo is 3 eie, onder is 2 eie, so daar bly 1 ei oor. Ek gaan dit net in alfabetiese volgorde sit, dat dit net makliker is vir my en vir my juffrou wat dit merk. Okay, daar's 4x'e bo, 2x'e onder, so daar bly 2 bo oor. Daar's hy, en dan by die derde ene, 81 gedeel deur 3 is 27. Daarso gaan 3x'e oorbly bo. Okay, daar gaan kom ek kyk eers na die eie, daar's 6 bo, ek deel met 2, so daar bly 4 eie oor en die z is op sy eie, so hy bly net daarso. En dit sal dan my antwoord wees. Ek gaan letterlik net deel met die gemeenskaplike faktor en alles skryf wat oorbly. X kwadraat y en dan plus 27 x3 y4 z4. Daar's hy. As ek die voorste getal inmaal, gaan ek weer by die boonste antwoord uitkom. Okay, nou partykeer is 'n hakkie die gemeenskaplike faktor en dis presies wat hierso gebeur. Ietsie wat baie belangrik is. As daar 'n plus tussen hakkies staan, dan mag ek dit net omruil. Dit maak nie saak nie, want 2 plus 3 is 5 en 3 plus 2 is 5. So ek mag daai net omruil. So wat ek eers gaan doen is ek gaan sommer die voorste ene gaan ek omruil. So dit word m plus t minus 4p m plus t. So julle sal sien ek verander niks anders nie. Ek het net die eerste hakkie se volgorde verander sodat die hakkies dieselfde lyk. Ons gaan net nou in die video gaan ons kom by iets anders, as daar minus tussen staan, dan is daar 'n bietjie ekstra stappe. Maar vir nou, ek ry die hakkies, nou is die hakkies dieselfde. Dit is my gemeenskaplike faktor, so ek gaan hom voorsit. En dan skryf ek net wat oorbly in die ander hakkie. So 3k minus 4p. Ek moet altyd weer kyk in die hakkie. Kan ek dalk nog iets uithaal? Maar nee, ek kan nie, so daai is my finale antwoord. Nou kom ons by vraag D. So kom ons kyk gou, wat is my gemeenskaplike faktor hierso? Ek kan sien daar's x'e voor elke hakkie. En al 3 terme het daai x. So ek kan al klaar weet ek gaan definitief 'n x wegvat. As ons kyk na die eksponente, kyk na die een met die kleinste eksponent, so daar's die agterste een het nie 'n eksponent nie, dit beteken dis net 'n 1. So ek weet ek gaan 1x wegvat by almal. So nou as ek kyk na die hakkies is ook almal dieselfde. Die middelste een se volgorde is net so klein bietjie verkeerd. So kom ons doen hierdie in stappe en dan gaan julle kan sien wat ons doen. Okay, so ek gaan 1x uithaal, so daar bly 'n x oor. Hierdie hakkie bly net soos hy is. Okay. As jy hakkies in hakkies het, dan kan jy blokhakkies gaan sit. Jou juffrou gaan dink jy is baie slim as jy dit doen. Okay, ek het 1x weggevat, so hierso bly 3x'e oor. En nou wil ek net hierdie volgorde verander. So ek gaan net so maak.
Onthou, ek mag dit doen, of die x is nog steeds 'n plus en die y is nog steeds 'n minus. Ek het dit net omgeruil, ek het nie hulle tekens verander nie. Ek het 'n x uitgehaal by almal, so by die laaste ene bly dan net minus en dan daai hakkie oor. Sluit die blokhakkie. Nou kan ek gaan kyk, maar daarso is hakkies wat dieselfde is aan die binnekant. So ek gaan dit ook uithaal. So ek sit die oorspronklike x daarso en dan gaan ek een van die hakkies uithaal en dan wat oorbly is x plus x3y en ek vat een van hierdie middelste hakkies weg. En dan by die laaste ene, omdat ek die hele hakkie wegvat, moet ek net 'n 1 in sy plek sit. OK, so nou het ek die faktorisering klaar gedoen, maar daar's 'n reël in wiskunde wat sê ek mag nie hakkies hê in my antwoord nie. So om hierdie vraag af te eindig, gaan ek net daai middelste hakkies gaan inmaal. So dis x minus y, dan x plus x tot die mag 4y minus x tot die mag 3, y tot die mag 2 minus 1. Daar's hy. Dit is die finale antwoord. So pas op vir daai ene, dit is 'n eksamenvlaksom. Nou die volgende deel van gemeenskaplike faktor is as dit kom by tekenverandering. So kom ons kyk gou wat ons hier sal doen. So ek doen tekenverandering as my hakkies amper identies is, die volgorde is net verkeerd. Onthou, as daar 'n plus tussen iets is, mag ek dit net omruil, ek hoef niks anders te doen nie. Maar as daar 'n minus tussen is, dan moet ek 'n teken uithaal. So ek moet 'n minus uithaal en dit voorskryf. Kom ek wys vir jou wat ek bedoel hierso. So eerstens gaan ek net alles los soos dit is. Maar ek kan sien die tweede hakkie se volgorde is verkeerd. So daarso is 'n minus 2 en ek wil hierdie volgorde verander. Maar as ek dit verander, moet ek 'n minus voorsit. Nou daarso was klaar 'n minus en dit beteken dit gaan dan 'n plus word. OK. Nou kan ek die gemeenskaplike faktor uithaal en die gemeenskaplike faktor is daai hakkie en wat oorbly is dan k minus minus 2 en dit is my finale antwoord. Kom ons doen gou-gou hierdie ander 3 ook. So, eerste stap is ek moet daai hakkie se volgorde gaan verander. So m minus 3n. Ek gaan die tweede hakkie se volgorde verander. So ek moet 'n minus uithaal. 'n plus maal 'n minus word 'n minus. So 4y m minus 3n. Nou kan ek sê maar daai hakkies is nou dieselfde. Ek gaan dit uithaal as my gemeenskaplike faktor en wat oorbly is dan 7x minus 4y finale antwoord. Dan partykeer kan mense dit doen met 3 terme. So ek wil hierso hê die volgorde moet wees x minus y. Jy kan dit y minus x maak. Dit maak glad nie saak nie. So ek gaan hierdie ene dan net los soos hy is. Maar die tweede ene, ek gaan die volgorde omruil, so ek moet 'n minus uithaal. So daai word dan x minus y. En dan by die volgende, ek wil daai ene se volgorde ook verander, so dit word dan minus c x minus y. OK, dan finale antwoord, ek gaan die hakkie uithaal as 'n gemeenskaplike faktor en wat oorbly is dan a plus b minus c. Daar's hy. So moenie die mekaar raak nie. Ek haal net die minus uit as daar 'n minus in die hakkie was en die volgorde verkeerd was. Kom ons kyk gou na die laaste ene. Hierso kan ek sien die een is k minus b en die ander is b minus k. So ons gaan eers weer die volgorde verander. OK, k minus b en hierdie word dan 'n plus 8xy k minus b. Nou moet ek kyk wat is die gemeenskaplike faktor. So ek weet die hakkie is 'n gemeenskaplike faktor, maar ek kan ook 'n 4 uithaal en ek kan 'n x uithaal by almal. So ek gaan dit sommer in een stap skryf. So ek kan 'n 4 uithaal. Ek kan net 1 en ek kan die hakkie uithaal. K minus b. Nou maak 'n nuwe hakkie en skryf wat oorbly as jy daai goeders uithaal. So by die eerste ene gaan daar net 'n x kwadraat oorbly en dan by die volgendes gaan daar 'n plus 2y oorbly. As ek daai weer inmaal, dan gaan ek uitkom by die oorspronklike vraag. Dit was die gemeenskaplike faktor en tekenverandering. Ek hoop dit maak sin. As dit nie doen nie, vra in die comments, bespreek dit en dalk doen ons nog 'n video daaroor. Aan die einde van hierdie playlist gaan ons 3 toetse sit vir faktorisering, dan kan jy sien of jy dit regtig verstaan. If this video helped you, please like and subscribe. JJ Math.